Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. As ek vir jou vanoggend vra, wat sou jy vir die Here wou vra? Wat sou dit gewees het? En ek wil hê jy moet regtig, terwyl jy die woord hoor, daaraan dink. In Nehemia 1 vers 8 tot 11, Nehemia 2 vers 1 tot 6 opgesom, sê die koning, is daar iets wat jy wil vra? En Nehemia het toe 'n skietgebed opgeskiet na God toe, van die hemel, en hy het gevra, dat as die koning dit goed vind, en goedgesind is, stuur my na Juda, die stad, waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Nou as jy voor die koning gekom het, dan moes jy hom vereer het, en dis ook hoekom hulle gebuig het, met hulle nek wat ontbloot is. En dan sou daar twee dinge gebeur het, of die koning sou sy hand opgelig het, met sy scepter in die lug, en dan sou jy voor hom kon verskyn het, of hy sou die teken gegee het, dat die swaard oor jou nek sou geval het, en jy onthoof sou word. Dalk het jy ook iets vanoggend wat swaar op jou hart lê, dat het omtrent vir jou voel, jy leef met 'n swaard, wat oor jou kop is. Dan wil ek jou vanoggend uitnooi, om onder die scepter van Jesus te kan inkom, net soos wat Esther dit gedoen het, net soos wat Nehemia by die koning guns gekry het. Want hy sê, wat ek vir julle in die donker sê, gaan vertel dit in die lig. Wat julle in julle oor hoor, verkondig van die dakke af. Matteus 10 vers 27. Filippense 2 vers 10 sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel is en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Hierdie briewe, wat die koning gegee het, sou dan vir Nehemia ondersteuning gegee het, en dit sou sy veiligheid gewaarborg het. Hy het geweet mense gaan ontevrede wees, as hy die mure wil herstel van Jerusalem, en die poorte weer oprig. Net so het hy geweet dat daar Sanballats, Gesems en Tobias hom gaan aanval. En so ook vandag, as jy iets van die Here wil vra, dan weet die vyand wat jy vra, en hy sal aanhou kom om te keer wat jy voorgevra het, sodat jou geloof sal skade ly, en ander se geloof ook sal skade ly. Maar weet vanoggend, jy het die brief van Jesus in jou hande, wat vir jou sê in Kolossense 2, dat die skuldbrief teen hom vasgeslaan is, wat jou vyhandig moes wees, maar dat jy nou vrede kan hê met die bloed van Jesus, om nie langer met beskuldigings rond te loop, wat mense jou beskuldig het, of wat jy mense beskuldig nie. Dat jy dit vanoggend kan was, af van jou af, met die bloed van Jesus. Dat Jesus vir jou gesê het, dat het gestaan is in God se woord, dat deur sy wonde, daar vir jou genesing kan kom. Dit is jou brief, waarmee jy mure kan gaan opbou, poorte kan herstel. Dit is die scepter wat hy vir jou vanoggend oplig, om vir jou te sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Amen.